Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop jy weet dat jy welkom is hier en dat God die een is wat jou na hierdie erediens toe geroep het. Nou, vandag is die eerste Sondag in ons dankbaarheidsmaand. So ons gaan elke Sondag vir die volgende 4 weke oor dankbaarheid praat. En vandag is ons tema dankbaar vir gebed. En daarom gaan ons hele erediens oor gebed gaan. Oor 'n gesprek met God wees. Nou, ek wil begin deur Jesus se eie woorde vir julle elkeen voor te lees. En ek wil hê dat jy moet hoor dat hy is wat dit vir jou en jou omstandighede vandag kom sê. Hoor gou, wat sê hy vir jou? Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Here, ons het na U toe gekom vanoggend. Miskien het ons na U toe gekom omdat ons vermoeid is, omdat ons moeg is. Party van ons is hier want ons is swaar belas. Party van ons is hartseer. Sommige van ons is bang en onseker. Party van ons is eensaam. Maar Here, ons is hier omdat U ons uitgenooi het. En ons sien uit om die rus te ontvang wat U vir ons uit Matteus 11 uit beloof U vir ons sal gee. Dankie Here, dat ons in U teenwoordigheid kan rus. Dankie Here vir gebed. Amen. So ek het 'n hele klompie afkondigings vanoggend. Die eerste een, daar is weer 'n heerlike tee en na afloop van die erediens in die saal. Die Sondagskool begin ook weer vandag, so daar is weer Sondagskool. Die Leeukuil het ook begin vir voorskoolse kindertjies wat nou tans aan die gang is. En dan is daar iets baie lekkers waarna ons kan uitsien hierdie Vrydag. Dit is die konsert wat elke jaar gehou word en hierdie inkomste is ten bate van ons gemeente. So die konsert vind plaas by die stadsaal. Die kaartjies is beskikbaar. Jy sal sien aan die agterkant van die afkondiging staan waar jy kan by Ere, by Niens, by Vrede of Karie. En daar is hulle telefoonnommers en kaartjie koop. Dis elke jaar 'n wonderlike geleentheid, 'n vreugdevolle ervaring. So julle is elkeen so welkom om 'n kaartjie te koop en die aand saam met ons by te woon. En dan kan jy ook 'n liedjie koop, ook by hierdie persone ten bate van ons gemeente. En dan het ons nog 'n fondsinsameling. So eerste is Vrydag aand. Die volgende een is ons wynveiling. En Johan gaan vir julle so 'n bietjie meer van die wynveiling vertel. Weer eens goeiemôre gemeente nou. Dis aan my toe ek 'n lopende gesprek het vir jou om vanoggend en dan te praat oor wynveiling. Eintlik het ek myself gespreek. Ja, die meeste besluit, wat is die middelpunt van jou
agtergrond van die wynveiling. Die wynveiling het ons laas jaar begin aanbied in samenwerking met Kruis en Vierens in die begin van die jaar. Soms sien we hulle maar ons soek en so en albei hulle gaan verkwansel en dan het hulle vir ons die idee gegeven om een wynveiling aan te bied. En haar rondom hulle is nou wat wijnplaase en dan krijg je wat centrum dan van haar wijnplaase so. Hulle doen is wel een groot wynveiling, so baie groot. Dus we hebben een baie groot functie. Hulle het vir ons aangemoedig om te sê, jong, probeer dit. Ons het dit probeer en dit was een reuse sukses. Rechtig. Die commenteer het nie so lekker met die ene keer met die pijnkie en die ene die pijnkie en ek weet ons van die mense wat erin skryf, want hulle voel altyd dat die werk was nie goed genoeg. Maar dit was een reuse sukses. En ons het ook achtergekom dat daar is ander instanties en ek skinder nie van my, ons nie daar is ander instanties wat so sê, jong, ons wil dit graag wil doen, want dit is echt een goede fondsexamen, baie suksesvol finansieel gewys. En toe is daar besluit, dan moet ons ander dan, want so nie van iemand ons die geleentheid onneem. En dit is waar ons dan nou vandaar is. Ons wil dit nou weer aanneem. Nou kom, ons praat eerstens, dan ek is nie weet hoe, kom ons praat oor die wijnveiling. Een van die woorden is, ek die kerk doen, maar ons voel dit is allemaal nie lekker as jy die kerksaal of wijnveiling gaan doen en so en stigma daarom verbonden en soms gaan doen by die hotel wat ook nie weg is van die kerk af. Die verantwoordelikheid daarom. En dis waar gesê dat ons nog dieselfde gesprek is voor die beroep van die lewe. Want as dit is, dan sal ons ook kan verstaan dat wyn dit nie sal wees nie. Nou praat ek van my vinger, was ook een jong man. Het ook maar gekeier, dinge verkeerd gedoen, na rugby, heeltemal altyd geruk. Daar was, toe ek as student was, daar by Stellenbosch is daar so 'n keierplek, en dan moet die jong mense luister, ek was naam 3 geels is, en ek dink iets nog van die oude mense wat ons sal onthou. Hulle het later gepraat van die 3 ewels. En die name van die ewels sal ek nog nie los, hoe het ek bereik daarvoor. So ek weer af. Die punt is net, die dag, as jy besluit om jou lewe te verander, dan raak dit 'n ander konsep. Dan kan jy dan gebruik sonder om dit te misbruik. Want as jy hom misbruik, begin raak die maar op van die lewe raak. Maar as jy hom gebruik, soos wat God het oorspronklik bedoel het, dan onthou, dis nou al 'n geëikte ding. Daar is wyn in die Bybel gemaak, Jesus het self wyn gemaak. En nou gaan mense sien, jy is nog 'n bietjie besig om ver te dwaal, om die miskien is het. Die punt van die saak is nie, as niks fout met die gebruik van drank. Ons gebruik drank by die nagmaal. Want dit is 'n feesviering. Dit is 'n feesviering om die geleentheid te vier as ons lewens gered is daar in Christus. En dan gebruik ons drank by die mense doen dan die drywe sal dan net reg. Dit is jou keuse. Maar solank jy hom verantwoordelik gebruik en nie misbruik, groot ek nie as mens dat jy nie kan. Nou, jy kan daar op die waarheid gaan en jy kan bid en sê, nou, ek verweer die uitwaal, dat jy daar nie weet nie, maar nie te weet nie. Ek kom daar vandaan. Reg, nou, nie te lang praat nie. Op die manier jy jou studente vraag, om betrokken te raak by die stelling, want dit is echt een baie goeie geleentheid vir ons. En ons sal ook vraag, hoe is daar voorstellen vir mense wat al die tafel sal neem. Dan kan iemand, wat jy weet dat nou bekende persoon is, wat sê jy ons sal neem vir ons die tafel. En die ander kijk, mense by elkaar en die geleentheid op byken. Of jy kan self my persoon gaan, jy hoef nie commenteer te wel, jy kan self gaan, as jy nie sien die kans om die tafel vir ons te vat. Al die inligting is beskikbaar, kan met aan die contact maak, of enige deel van die commenteer. Ons wil graag hê dat die gemeente moet deel word van die gemeente. Ons wil dit hê. Want dit wys vir ons dat die ook daai commenteer, want op einde van die dag is dit 'n geldinsameling, is 'n geldinsameling om die gemeente te kom. En op 'n stadium is ons besig met die dank, seggings, maar op die einde van die dag is dit geld wat ons kan gebruik om verskillende terreine mense se lewe te verryk. En ons gaan ook na daarby kom, waar ons weer sal tekort vir die clubs gaan wys om te wys, gaan die geld neem wat aan die gemeente versamel kan.
Ek het voor die naweek 'n man gekry waar 10 jaar gelede in Zambia by was. Hy is nou weer terug hierso. Swart man. Hy is nou weer terug hierso. Oor die effek wat die kerk gehad het 10 jaar gelede op sy lewe in Zambia. Dis wat op daardie geld gaan. Dan verder, stekens, as die daar by die huis iets sou hê, wat sê jong, dit is 'n ding wat ek nogal dink, sal byval vind by mense, vra as wie dit is skenk. Vir die geleentheid, wenke, as ek my enigiets kan dink, om te sê jong, dis hoe jy dit kan beter maak, dis hoe jy die geleentheid meer kan bevorder. Praat met ons. En ja, laastens, ons vraag regtig vir ons ondersteuning. Ek sê hier, is ook nie lopende gesprekke, maar eintlik praat ons om dieselfde. Baie dankie doen. Baie dankie, Johan. So dis 'n wonderlike geleentheid om 'n bietjie fondse te genereer en baie dankie vir al daai inligting. Ek wou amper vir jou gesê, vra vir Dominee Hierdie, wat ek vir jou gesê het, moet nie maar hou my hier uit. maar ons het 'n ander probleem. Ek het gisteraand vir Dominee Christof WhatsApp gestuur, so hy is in beheer. Ek dink hy is die voorsitter van die wynveiling komitee, of ek weet nie, daar was 'n komitee en hy is op die komitee. Dis sê vir ons is 'n bietjie 'n probleem. Want jy gaan nou môre vra vir skenkings, maar ek soek ook skenkings. So met net 'n week na die wynveiling het ons die 3 kerke golfdag. En daarvoor het ons ook skenkings nodig. So dis 'n 4-bal. So as dit moontlik is, as jy 4 roosters kan gee, of 4 wat ook al, ons het praat nou oor wyn, 4 bottels wyn, of so vir pryse, sal ek dit verskriklik baie waardeer. Die 3 kerke kom Woensdag by mekaar en die vroue aksie het reeds ingestem. Julle as vroue dat julle weer 'n hamper by mekaar gaan maak wat dan opgevuil gaan word daardie aand, maar ons kort pryse vir hierdie golfdag. So ek weet nie vir wie gaan julle gee nie, gaan julle vir die wynveiling gee of gaan julle vir die golfdag gee nie, maar as jy het en die Here dit jou op die hart druk, sal ons dit baie waardeer as jy ons hierin kan ondersteun. Miskien het jy 'n vriend wat 'n besigheid het, 'n winkel miskien met goed wat hy kan gee vir pryse. Vra vir hom, dit sal vir ons die lewe baie makliker maak as ons nie met wereldbriewe hoef om te gaan nie, maar net te sê hier kom uit die gemeente uit en ons pryse is afgehandel. So baie dankie. Dis 3 lekker fondsinsamelings wat voor lê en ek stem saam met Johan, die behoefte aan persone en instansies wat geld nodig het raak al hoe groter. En dit is so lekker dat ons partykeer vir mense kan sê, weet jy wat, ons kan julle ook ondersteun. Of as ons vir die sendelinge kan sê, ons kan julle maandelikse bydrae so 'n bietjie verhoog vir die jaar. En dit is alles uit hierdie fondsinsameling. So baie dankie vir julle ondersteuning daarin. En dan die laaste afkondiging vir ons by die verjaarsdag kom, is 'n gebedsverbintenis. So Edith is ons leier van ons gebedsgroepie en ons het besluit ons wil 'n kwartaallikse gebedsverbintenis doen waar ons die gemeente nooi om saam met ons te bid vir 'n spesifieke saak. En jy kan bid by jou huis op jou eie tyd, so lank of so kort soos wat jy wil. Hierdie kwartaal wil ons baie graag vir ons as gemeente bid. So ons het by die deure die gebedsverbintenis blaadjies gesit en as jy uitbeweeg, dan kan jy so 'n blaadjie vat en op die blaadjie is 'n paar riglyne. Nou jy kan enigiets vir die gemeente bid. Jy kan net God se seën by die gemeente bid, maar daar is 'n paar riglyne, miskien om vir jou te help as jy dalk riglyne nodig het of wil hê oor half spesifiek kan ons bid vir die gemeente. En jy sal sien daar is 'n plek waar jy jou naam kan neerskryf. En dit is net omdat die oomblik as jy jou naam op papier sit, dan neem jy iets meer ernstig op en dan vat jy daardie blaai en jy weet, ek het dit amper geteken soos 'n kontrak. Ek sal dit saam vir ons gemeente. Daar is wel 'n gebedsgroep boek. Dit sal jy gaan opstaan dat mense net kan sien wie is jy. Die gebedsgroepie se boek is by haar. So as jy jou verbind om hierdie kwartaal saam met ons te bid, wil ek jou tog vra om net jou naam vir Edith te gee. Sy is in die voorsang, so sy sal nie wees na die erediens. Sy gaan ook tee drink na kerk,
gaan na haar toe en sê vir haar, ek het 'n blaadjie gevat, skryf weer my naam. En die rede daarvoor is, ons wil nou weer bid vir julle wat bid. Ons wil bid dat die Here hierdie gebedsverbintenis in jou lewe so spesiaal sal maak, dat jy in jou geloof versterk en dat jy in jou verhouding ook dieper en nader aan die Here groei. So, wat ook baie lekker sal wees, is as mens kan sien hoe die gebedsverbintenis, wat is die rol van die gebedsverbintenis in ons gemeente. Miskien is daar nou 20 mense wat hulle self verbind, dan sal dit baie lekker wees om oor 'n jaar vir julle te kan sê, ons was 20 wat ons verbind het tot gebed aan die einde van 2024 en nou aan die einde van 2025 is ons al 200 mense wat byvoorbeeld saam bid. So dis ook 'n rede, en die laaste rede hoekom ek jou wil uitnooi om jou naam vir Edith te gee, is sy het gesê, sy wil aan die einde van elke kwartaal net vir elkeen 'n sjokoladetjie gee om te sê dankie dat ons saam gebid het. So daar is nog 'n motivering dat as jy jouself verbind tot hierdie saam bid, gee asseblief jou naam vir Edith. So baie dankie dat ons dit kan vra. En dit is al die afkondigings, is daar enigiemand wat vandag of in die week wat voorlê verjaar. Ek wil julle kan asseblief staan, dat ons wil graag vir julle seën met 'n gedeelte uit die Bybel uit, en ons wil vir julle 'n sjokoladetjie gee. So staan asseblief as jy verjaar, en dan Annelie met jou was staan, sy gister verjaar, maar sy was die laaste week, sy was siek, was die laaste week in die eredienste, so staan, maar jy moet maar jou sjokoladetjie kry, en dit is altyd so mooi geluk sê met ons verjaarsdag. En daar is nog iemand, baie dankie. Ja, Marie se hand is al by verjaar, die maai is vir sjokolade. Is dit net julle? O, daar is nog. Dankie, ons het 'n paar baie spesiale verjaarsdae. Van 76 jaar en ouer, Tannie Janet Brits, en Tannie Anna Lynn, en Tannie Simon Berg. So baie gelukkig vir hulle met hierdie spesiale verjaarsdag. Jesus is dit. Is daar nog iemand wat ons dalk miskyk? Ons wil regtig vir julle baie geluk sê met julle verjaarsdag en mag die Here julle werklik seën. In Numeri 6 vers 24 tot 26 is 'n baie bekende seënbede. En ons bid graag vir julle vandag. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Mag dit ook so wees in julle nuwe lewensjaar. Wanneer ons by mekaar is, dan vier ons saam verjaarsdag, ons vier saam die mooi van die lewe, lekker vir ons in samelewing, maar ons bid ook vir mekaar. So vandag voor ons vir die voorbidingslys gaan bid, gaan ons eers vir ons matriekleerlinge bid. Ek wil vra dat almal wat hierdie jaar matriek uiteksamen skryf, asseblief vorentoe sal kom sodat ons vir jou kan bid. Goed, so hierdie is vier van ons gemeente se leerders wat hierdie jaar hulle matriek eindeksamen skryf. Gemeente, ek wil regtig julle vra om gereeld vir hulle te bid. Ons weet hoe spanningsvol so 'n ervaring is en die wêreld se bekommernis, het voel asof die wêreld se bekommernis op jou skouers lê. En daarom ons bid vandag vir julle, maar ek wil vir julle
belofte maak. Dat die persone wat hier is, julle op hulle gebedslys sal sit, en dat ons deur en tyd vir julle sal bid, vir kalmte en krag, en dat dit vir julle 'n goeie tyd in julle lewe sal wees. Ons bid regtig dat julle die Here se teenwoordigheid en sy liefde in hierdie tyd sal ervaar. Nou, partykeer kan matriek eindeksamen as ons 'n baie donker ervaring voel, en daarom wil ons vir julle uitnooi om die kers hier agter julle aan te steek. Dis 2 aanstekers, so julle kan maar so deel met mekaar. En vir ons die kerse aansteek, maar ons wil hê julle moet die kerse aansteek om julle te herinner aan God se lig wat in julle donkerte sal skyn en dat hy nie vir julle alleen sal los nie. Kom ons sluit ons oë en bid ons vir hulle. Here, baie dankie dat ons hierdie vier uit kan opdra. Here, ons bid vir hulle kalmte toe. Ons bid dat hulle met soveel rustigheid hierdie seisoen en fase van hulle lewe sal ingaan. Ek bid, Here, dat hulle in elke moment sal weet, U is by hulle en U lig skyn daar waar spanning en bekommernis ook partykeer sy kop uitsteek. Ek bid, Here, dat hulle dit wat hulle weer sal onthou en dat hulle dit sal kan weergee op papier. En ek bid, Here, dat elkeen van hulle net hulle beste sal gee. En of dit nou goed genoeg is van menslike standaarde of nie, bid ek dat hulle sal weet, hulle beste is goed genoeg. Ons kan tog nie meer doen as dit nie. En daarom, Here, bid ek dat U ook vir hulle vrede sal gee, ook oor die uitkoms. En ek bid vir hulle toekoms, ons wat hier is, bid vir hulle, dat hulle in volwassenes sal ontaard wat werksbevrediging sal beleef eendag, wat veilig sal wees en wat in nou wat sal stap. Dankie, Here, dat ons hulle nie kan opdra. Dankie dat ek kan bid dat die teenwoordigheid vir hulle amper tasbaar sal word in hierdie oomblik wat hulle so nodig het. Dankie, Here, dat U vir hulle die voorreg gegee het om hulle skool te kan wees, waar hulle bemagtig kan word deur kennis en oor wysheid. Ons bid regtig U seën af oor hulle in Jesus se naam. Amen. Gemeente, wil julle uitnooi om te staan en ons steek ons hande oor hulle vier uit en dan sing ons saam die Here se seën oor hulle af.
Gemeente, hier is persone wat op hierdie lys is wat die erediens bywoon. En ek dink, die besonder is dit gebede wat ons versterk, wanneer ons regtig net nie meer kan sien vir die dag van môre nie. So ek wil vir jou vra om ergens te maak met hierdie moment, wat ons hierdie persone aan die Here opdra, en vir die Here vra om vir hulle te gee wat hulle nodig het, in hulle moeilike tyd. Terwyl ander ons begelei, gaan ons 'n stil gebed doen, en vandag sal ek 'n kers aansteek, namens elke een van julle wat swaar kry. Kom ons bid vir mekaar in 'n stil gebed. Almagtige God en ons hemelse Vader, Here, partykeer gaan ons regtig deur moeilike en swaar en donker tye. Baie dankie dat ons in hierdie moment versterk kan word deur die gebede van medegelowiges wie ons raak sien en ons liefhet. Dankie dat ons bewus kan word dat U die lig is, altyd in ons hartseer en in ons donker skyn. Dankie Here dat ons kan weet, U is die God wat verstaan hoe ons voel en U stap met deernis en liefde elke tree van die lewenspad saam met ons. In Jesus se naam bid ons. Amen. Ons bly net so sit en sing ons saam ons aanvangslied, Lord, ek wil die Here.
En hoor hierdie belofte, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en dan loof ons hierdie God wat antwoord op ons gebede. Ons doen dit in 2 gebede wat ons vir ons sin, neem my lewe, laat dit Here, en liewe Vader, ek sê dankie. Kom ons staan en sing ons
Ons wag nog rustig vir die maatjie. Hierdie kinders weet presies wat ek gaan doen. Toe hulle nou sien wat hier voor is, toe sê hulle het dit al gedoen. Iemand het dit al met hulle gedoen. So hier sit ons skietels wat in 'n sirkel lê. Kyk gou of ons kan dat al die maatjies kan sien. Ek weet nie, julle kan nog hier by my kom staan. Yes, kan jy ook hierdie? Okay, hy het sy maar baie gedoen. So, miskien is daar vandag 'n bietjie 'n ander boodskap. Die skietels lê rondom die bordjie. Toe ons wag nog, kom. Jy is so welkom. Kom staan hier by ons, maak sommer 'n paar plek. Ek kan sy voor jou staan, ek kan sy mooi, sy wil by sussie staan. So hierso is nou al die skietels. Nou weet julle wat? Ek en jy is soos hierdie skietels. Sien julle ons is elkeen uniek. Jy is nou staan, soos ek hierdie saai is. Ons is elkeen 'n skietel, elkeen uniek. Ek dink ek is geel, want geel is my gunsteling kleur, maar julle is ook van hierdie. En weet julle wat? As ons bid, dan is dit asof die Heilige Gees oor ons uitgestort word, soos ek nou hierdie water gaan uitstort oor die skietels. So kom ons by hierdie warm water, want dan ek vra om warm water, want dan werk dit beter. Ek kry net, ja, maar as hy sy mama koue water gebruik, julle wag, ek is bang nie brand. Hy sê, hy is 'n eysterbrand. Ja, nou jy het gesien toe ek eers die water opgooi toe gebeur, niks nie. En partykeer as ons bid, dan voel dit asof niks gebeur nie. Maar vertel dan vir die groot mense, wat is besig om hier te gebeur? Stadig maar seker. En hy sê, 'n reënboog. Die kleure van al die verskillende skietels is besig om te beweeg na die middelpunt van hierdie bordjie toe. Dis eintlik verskriklik mooi om te sien hoe die kleure beweeg. En dit is hoe gebed werk. Ons bid, dan voel dit partykeer maar niks gebeur. Maar as jy net aanhou bid, sal jy sien, maar die Here is besig om te werk. Die Heilige Gees in ons is besig om te werk. Sal julle vir mamma en pappa hierdie aanwys by die huis, die van julle wie se mammas en pappas het nog geken nie. En sal julle onthou dat elke keer as jy bid, is God besig om te werk. Weet julle dit? Hulle wil die skietels uitbeeld, dan sê die een vir die ander, een, en sê, ek is al 12 jaar so iets te eet. Partykeer dan wonder ek oor die kindermoment. Iemand het, of nie iemand nie, baie mense het al vir my gesê, maar die kinders verstaan nie. Maar weet julle wat? Hulle moet weer eens in die kerk. Of verstaan hulle nie. Nie dat hulle welkom is hier. Hoop ek maar van hulle volwassenes wat eienaarskap vat oor hierdie gemeente. En dat hulle volwassenes sal word wat in hierdie tuiste, wat hulle tuiste by die Here sal vind. So julle, gaan julle bid as julle by die huis kom? Gaan julle onthou, al sien julle die dadelik nie, iets is besig om te gebeur. En dan kan julle, as julle kan, mooi luister na die preek, wat gebeur wanneer ons bid. Is dit reg? Julle kan vir julle elkeen 'n papier kry, en julle kan vir julle elkeen kryte kry, en daar is vir julle elkeen 'n suigstokkie wat julle kan vat, en jy kan maar die skietels eet. As julle wil, dan kan ek die suigstokkies vir julle uitdeel. Kian, wil jy nie suigstokkie nie? Nee, is jy reg. Ek voel so sleg dat ek al een Sondag die smaak en Kian die sy hand uitgegryp het om vir die ander kinders te gee. En my George se hand uit. Is dit nie mag om maar kry sy derde ene. Ja.
opgeteken. Klaar geteken. Klaar geteken. Ons kyk, ons gaan vir jou ietsie kry. Ons mag rustig dat hulle weer hulle mamas en papas vind. Stel hom maar 'n groot ding wat 'n klein lyfie moet dra. En albei sal jy nog vol wys waar. Sy is op pad hoor. Ons het nie vandag een teksgedeelte waaruit ons gaan lees nie. As jy 'n pen en papier het, skryf meer die teksgedeeltes. Of jy kan jou foon vat en dit vir jouself tik as jy wil. Ons gaan so 'n hele paar skrifgedeeltes saam met mekaar lees vandag. Wat relevant is tot gebed. Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Almagtige God en ons hemelse Vader, dankie dat ons in gebed kom tree al hoeveel keer vanoggend en dat U elke keer geluister het. Dankie dat ons kan weet U gaan ook nou met ons praat deur die woord en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons is so dankbaar vir gebed. Ons is so dankbaar dat ons nou in 'n gesprek met U kan tree. Seën ons saam wees, seën ons saam luister, seën ons met die kragtige werking van die Heilige Gees, sodat iets in ons sal verander, sodat ons 'n wonderlike verandering vir die mense in die omgewing en die diere hier buite kan wees. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Gemeente, as julle my ken, dan weet julle nou al, ek was een keer in my lewe Indië toe. Ek dink dit is een van die goed waarvan ek die meeste praat. Want dit was regtig vir my 'n lewensveranderende ervaring. Maar iets van Indië waaroor ek nie gereeld praat nie, is dit wat gebeur het voor ek vir daai rukkie Indië toe gegaan het. So ek moes 'n bedrag geld oorbetaal wat my vliegtuigkaartjie ingesluit het, my verblyf, my kos en ook my spandeergeld, geskenke wat ek wil koop vir my familie en vriende. So ek het nie nodig gehad om enige geld by my te hou of in my bank te hê nie. Ons het ons bedrag geld vir die predikant oorbetaal en hy het alles vir ons gehou. En soos wat jy geld nodig gehad het, as 'n kind het jy maar vir hom gevra, "Papa, hoe kan ek geld kry?" En dan het hy die geldjie gegee, want dan was dit ook veilig en hulle het ook die geld verstaan en hulle het al die besprekings en so gedoen. So ek en Sebastian was kort getroud aan die tyd en ons het minder as niks geld gehad nie. Ek wou Indië toe gaan, so ek het 'n lening gaan maak by die bank om Indië toe te kan gaan. Toe het Sebastian 'n lening gaan maak om by te dra tot my bedrag, sodat ek Indië toe kan gaan. En tussen ons twee het ons een kredietkaart toe gaan oopmaak en ons het hom uitgemax, sodat ek Indië toe kan gaan. En as jy ons geken het, dan het ons vir jou gevra, kan ons asseblief 'n geldjie kry, want ek wil baie graag Indië toe gaan. So al ons vriende en familie het ook 'n donasie gelewer. En ek was tevrede, want die dominee het gesê, ek soek soveel R1000 en dis alles betaal. So ons het alles wat ons gehad het en nie gehad het nie, betaal en ons was tevrede, ek kan gaan. En die dag voor ons
moes vertrek Indië toe, en die predikant vir ons laat weet, ek herinner julle net, die inentings wat julle moet kry voor ons Indië toe gaan op die lughawe, dit moet julle self betaal. Sonder hierdie inentings sal hulle jou nooit op haar vliegtuig laat gaan en laat film nie. Maar ek het 'n volle R30 in my beursie gehad. Sebastian het niks gehad nie. Nie in die bank nie, nie in sy beursie nie. Ek het ook niks in die bank gehad nie. En ek onthou, ek het net gedink, miskien kos daar die inenting R30. So, sommer net interessant, terwyl ek in India was, het Sebastian die altyd vir my SMS'e geforward wat Eskom vir hom gestuur het en gesê, jy is so agter met julle krag betaal, ons gaan krag afsit, en hulle het dit nooit gedoen nie. So ek het sommer net gedink, Tom en die kies, partykeer is ons dankbaar vir die manbestuur in Suid-Afrika, partykeer werk het in ons kins, want hulle het nooit ons krag afgesit nie, maar net op julle idee te gee, ek het nie vrymoedigheid gehad om nou weer 'n familielid of 'n vriend te gaan vra nie. Maar so klim ek in die kar in Jacobsdal en reis saam met hulle Johannesburg toe om te gaan. En heeltemal bewus van die feit dat ek het nou iets betaal en ek het nie geld nie. Ek onthou dat ek in die kar klim en ek het agtergesit en ek praat met die vrou langsom oor die inentings en sy sê sy is bang vir die inenting en hy sê nee man, dis so vinnig en ek sê daar agter en ek dink, Here, ek het nie 'n oplossing nie. Ek het nie eens 'n oplossing nie. So help my asseblief. En vir 'n klaar gebid het, toe het ek gaan lê agter in die kar en ek het die hele pad so rustig geslaap tot in Johannesburg. En toe ons daar stop en ek klim uit die kar, toe val die dookie my so een kant toe en hy sê, ek het vergeet om vir jou te sê en ek het my vrou gister met mekaar gepraat, ons sal vir jou die inenting betaal, wat op die ou einde toe R1000 was. Nie R30. So ek sou dit nie kon doen nie. Nou hierdie hele ervaring het my net laat besef, God hoor, God luister. Die wil nie weet tot vandag toe nog nie, dat hy die antwoord op my gebed was nie. Ek het nie vir hom gesê, hoe dis nou wat gebeur het nie. Ek het net gesê, my dankie, ek aanvaar, dankie dat julle dit vir my sal betaal. Dit is belangrik dat ons moet weet, God help nie altyd so nie. Sebastian moes ook saam Indië toe gegaan het. Dit was die plan, maar sy paspoort was nie betyds nie. En ons het daarvoor ook gebid. Baie meer intens en ernstig as wat ek gebid het vir my inenting. Ons het dae en weke vir die Here gesmeek, kan Sebastian asseblief saam gaan, kan hy maak dat die paspoort betyds is, en die paspoort was nie betyds nie. En so net om te illustreer, jy kry nie altyd wat jy wil hê nie, maar toe ons besef, Sebastian gaan nie kan saamgaan nie, het ons iets anders gekry. Ons het hierdie vrede gekry, waar ons gesing het, wat ons nou al gehoor het, en ons het geleer. Verstaan nie, hoekom kan hy nie saamgaan nie, maar dis ook aan. Ons weet die Here het dit, en hy het ons daar die vrede gegee. So, al het ek uitgeklim in Johannesburg daar die dag, en ek het daarvoor gaan staan en my inenting gekry, en ek moes betaal, en hulle sê R1000, en ek moes vir hulle gesê, ek weet dit nie, kan iemand vir my geld leen, sy God nog steeds die God gewees het, wat gebede verhoor. Al het ek nie presies gekry wat ek gevra het nie, is God steeds die God, wat na ons luister, en wat vir ons iets gee, wanneer ons bid, iets gebeur, wanneer ons bid. Dit is nie 'n gewoonte, hierdie skietels wat beweeg het, die kleur wat beweeg het, moet ons herinner, as jy bid, is iets besig om te gebeur. Ons sien dit nie altyd nie, ons beleef dit nie altyd nie, maar dit is 'n belofte van die Here af, oor en oor in sy woord. Wanneer ons bid, word dinge in plek gesit. Daar is krag in gebed. Nou ek en jy is hier op aarde besig om die lewe te leef. Ons het verskillende uitdagings en ons het verskillende omstandighede. Maar vir elkeen van ons, ergens deur ons bestaan, raak die lewe uitdagend. Ergens in ons bestaan, raak die lewe seer. En raak ons moeg en moedeloos. En ons reserves is uitgeput. Ons het ons geestelike kredietkaart uitgemaak,
Ons het niks oor om te bied nie. En dit is in hierdie tye, wanneer dit so swaar gaan, dat ons nie kans sien om die lewe alleen te doen nie, en waar ons iemand nodig het. En is in daardie tye, veral wat ons na die Here toe kan gaan en kan sê, ek het nie die antwoorde nie, ek het nie die uitkoms nie, maar ek rig my gedagtes tot U. Help my, en wanneer hy luister. Gemeente, moeilikheid moet ons nooit verbaas nie, swaar kry moet ons nooit verbaas nie, ons moet nooit verbaas wees of geskok wees wanneer dinge in ons lewe moeilik gaan nie. Jesus het dit self gesê, en hierdie is 'n vers wat ons seker elke tweede Sondag vir mekaar sê. Jesus het vir sy disippels gesê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In hierdie wêreld sal dit moeilik hê. So ons moenie verbaas wees wanneer swaar kry ons deur kom toe nie. Want in Jesus se mond self, en dis Johannes 16 vers 33 as julle dit wil neerskryf. In Jesus se mond self het hy vir sy mees getrouste volgelinge gesê, soms raak die lewe moeilik. Aan die einde van Matteus 6 sê Jesus ook, elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar dan sê Jesus, hou moed, want ek, Jesus, het die wêreld reeds oorwin. So hoe het Jesus oorwin? Hy het vir ons sondes aan die kruis gesterf en hy het opgestaan uit die dood uit. Dit is hoe sy oorwinning lyk. Hy het oorwin. En die oomblik toe Jesus oorwin het, die oomblik toe hy gesterf het aan die kruis en daar die voorhangsel in die tempel geskeur het, daardie oomblik het dit vir ons moontlik geraak om in ons moeilikste van moeilikste tye na God toe te gaan en direk vir hom te sê, soos 'n kind vir sy vader sê of vir sy ma sê, help my, ek kan nie meer nie. Dan kan ons vir die Here sê, direk, dit gaan lof met my, ek het niks meer oor nie. Help my, leer my, lei my, gee vir my krag, gee vir my wysheid, of troos my net in hierdie moment. Gemeente, ons moet dit hoor. Jesus het oorwin, en deur sy oorwinning het ons direkte toegang tot die Vader gekry. En jy kan jou hartsbegeertes aan hom bekend maak. Selfs al is jy sondig, selfs al gaan jy nooit kerk toe nie, selfs al wat ook al, is jou gebed te lank of te kort, selfs al is jy vermoeid en belas, selfs al is jy doodleeg. Want ons kan direk na Jesus toe gaan, ons kan direk na God toe gaan. Nie omdat ons oulik is nie omdat ons perfek is nie omdat ons alles uitgesorteer het nie, maar omdat Jesus oorwin het. Hy is die een wat die direkte lyn na God toe moontlik gemaak het. Hy is die een wat dit vir jou moontlik gemaak het. En daarom kan jy net soos wat jy is, na die Here toe gaan in enige situasie. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles deur versoeke, deur gebed en smeking en die danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. En dit kom uit Filippense 4 vers 6 tot 7. Kan ek vir julle sê hoeveel kere in my bediening het mense al van my gesê, Dominee, sal jy asseblief vir my bid, namens my bid nie. Jy kort nie 'n dominee nie. Jy kan vir die Here self vra en hy sal luister. Op enige tyd en enige plek kan jy enigiets vir God sê. En dan gebeur daar goed. Maar die keer van die skietels, dan beweeg dinge. Al lyk dit nie so nie, voel dit nie so nie. Die Bybel beloof vir ons. God luister en God reageer. Kan jy glo dat jy direkte toegang tot God het? Jy het direkte toegang tot die koning van die konings, tot die skepper van die heelal, tot die een wat alles in stand hou, elke dag.
Jy kan direk na hom toe gaan. Enige plek, met enige iets, en hy sal vir jou luister. Nie soos wat ek vir my kinders luister nie, terwyl ek skottelgroep was, dan praat hulle hier langs my, ek kyk nie eens vir hulle nie, ja, dis reg. Ek kan nie vir hulle sê, hoeveel keer het Sebastian aan my gesê, weet jy waarvoor jy het ja gesê? Nee, waarvoor het ek ja gesê? En dan weet ek nie reg, dis nie hoe God luister nie. God draai na jou toe, en hy kyk stil na jou, en hy luister na die woorde van jou hart, en hy luister na die woorde van jou mond uitkom. Want Jesus het oorwin. Ek sê dit weer, hy luister, nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat Jesus oorwin het. En goed gebeur wanneer ons bid, want dit is wat God doen. Ek is so dankbaar vir gebed. Ek is so dankbaar dat ek nie alleen hierdie ronde lewe hoef te leef nie. Ek is so dankbaar dat ek net my gedagtes na God toe kan rig en vir hom kan sê, Here, en dan kan weet, hy weet wat ek wil sê. Hy weet wat hier aangaan, hy weet wat hier heersend is. En hy luister, hy werk met soveel begrip, met soveel liefde, as ek bid. Al is my gebed krom, al is ek te lang, al is hy te kort, al het ek het al 200 keer vir hom gevra, al is dit die eerste keer dat ek met hom hier praat, al is my gebed hoe ook al, die Here luister altyd met aandag na jou. Jy kan direk met God praat. En hier is die mooiste Bybelvers, ek lees vir ons uit die Bybel vir almal vertaling, Johannes 16, vers 26 tot 27, en dan sê Jesus wat praat, en hy sê, daardie dag, dis net vandag, en oormôre, en elke dag, daardie dag sal jy self vir die Vader dinge vra, omdat jy aan my behoort. Ek sal dit vir die Vader vra nie, want dit sal nie nodig wees nie, sê Jesus. Die Vader self is lief vir julle, want julle is lief vir my, en julle glo dat ek van God afkom. En Jesus sê hier, as jy in my glo, kan jy na God toe gaan met enige probleem of hartseer of uitdaging of versoek of enige iets. Want hy is lief vir jou en hy wil na jou luister. Die ding van gebed is, selfs al kry jy nie presies wat jy gevra het nie, God sal altyd vir jou iets gee. Miskien gee hy vir jou presies wat jy gevra het, soos 'n inenting op 'n baie vreemde manier. Miskien gee hy net vir jou vrede oor iets. Vrede oor iets wat hy nie vir jou gaan gee nie. Soos ons vrede gekry het oor die feit dat Sebastian nie sal in my Indië sal kan gaan nie. Maar die Bybel beloof vir ons dat God jou nooit met leë hande sal laat wanneer jy in gebed dit na hom toe uitstrek nie. Hy sal altyd reageer met hoop of troos of versterking of liefde of sy teenwoordigheid. Wanneer jy jou hande na die Here toe uitstrek in gebed, sal jy altyd daar wegstap met hande vol seëninge van God af. God gee nie altyd vir jou presies dit wat jy vra nie, maar hy sal vir jou krag of hoop of vrede gee. En luister sal hy altyd. Matteus 7 vers 7 tot 8 sê, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. En wie soek, vind. En vir wie klop, sal oopgemaak word. So ek en Sebastian wil iets baie graag hê. En toe ek gisteraand tevrede is met hierdie boodskap van vandag, toe gaan ek na hom toe sê, hierdie ding wat ons vir die Here vra, en nog nooit gekry het nie. Het jy dit al vir hom gevra? Nee, ek sê, hy het maar net gedink, die Here weet ons wil dit nie. Ons mag maar vra. Of ons het gekry of nie, dit weet ek nie.
Maar selfs al kry ons dit nie, dan sal ons nie vrede kry. Dat dit nie vir ons is nie. Ek dink ons vergeet om te vra. So daar was 'n advertensie gewees, waar mense op 'n lugredery se vliegtuig geklim het, en voor hulle op die vliegtuig klim, was daar 'n Kersvader. En die Kersvader het vir die mense gevra, wat wil jy hê? En een ou het gesê, sy soek 'n flat screen televisie. En die een het gesê, sy soek dit. En die een het gesê, sy soek 'n vliegtuigkaartjie na Rabat toe. En die een het gesê, hy soek 'n onderbroek en kouse. En dis mos nou maar net vir die lekker. Toe vlieg hulle na hulle bestemming toe, en hulle daar afklim, die band wat hulle bagasie moes uitbring, gee toe vir hulle presies wat hulle gevra het. Die een wat gevra het vir die flatscreen televisie, ek dink net die hele tyd, hoe hartseer moes daai man gewees het wat gevra het vir 'n onderbroek en kouse. Hy was seker baie kwaad. Maar dis wat ons doen met die Here. Ons vra nie. Ons vra nie. Terwyl die Bybel vir ons sê, vra vir my, want ek is lief vir jou. En ek wil na jou luister. En jy is vir my belangrik. Dis vir my belangrik dat ons nie net oor gebed praat vandag nie, maar dat ons ook in gebed sal tree. Ek wil jou nou uitnooi om saam met my te beleef hoe 'n groot geskenk gebed is. Ek het gedink, dankbaarheid is definitief nie iets wat meeste Christene voel as ons dit oor gebed nie. Ek dink skuldgevoel is die eerste ding. Ek bid nie genoeg nie, of ek bid nie goed genoeg nie, of ek bid nie reg nie, of ek bid nie sis nie, maar vandag gaan ons dankbaarheid dat ons kan bid. Dankbaarheid vir die voorreg wat ons het om na die Here toe te gaan. So kom ons doen dit saam met mekaar. Maak saam met my 2 oor. En laat my toe om jou in gebed te begelei. In 1 Konings 19 vers 4 hoor ons hoe Elia eerlik met God praat oor hoe dit met hom gaan. Elia sê, Here, die lewe maak net nie meer sin. Laat my tog maar doodgaan, want ek verdien nie om langer te lewe nie. Ek wil jou uitnooi om soos Elia dit nou te waag, om eerlik met God te wees. Ek gaan vir jou 'n oomblik van stilte gee, en ek wil jou uitnooi om so reguit soos Elia met God gepraat het, so reguit met hom te praat, en vertel vir God presies hoe dit vanoggend met jou gaan. Dankie Here, dat ons eerlik vir U kan sê, hoe dit regtig met ons gaan. En ek kan net so bly sit met julle toe oor, en ek nooi jou uit om te hoor, wat Dawid vir ons sê gebeur, wanneer ons eerlik met God praat. In Psalm 18 vers 7 skryf hy, toe het ek na die Here geroep. Ek het hom gevra om my asseblief te help, en my God het my gehoor. Daar waar hy bly, luister hy na my as ek roep. Ek wil jou uitdaag om dit te waag vanoggend, om dit te glo. Glo dat God nou na jou geluister het. Waag dit vanoggend, om te glo dat God jou nou werklik gehoor het. Dankie Here, dat U nou na ons gebede geluister het. Julle kan steeds so sit met julle oë toe. En ons
raak bewus van die feit dat gebed 'n gesprek is tussen ons en God. So ek wil jou uitnooi om nou nog net so met jou toe nou na God te luister. Hy het nou na jou geluister. Hy het gehoor hoe dit regtig met jou gaan. Luister jy nou na hom. Hoor nou hoe hy vandag op jou gebed reageer. Psalm 46 vers 12. Die Here, vir wie niks onmoontlik is nie, is by jou. Deuteronomium 31 vers 8. Moenie bang wees nie en bly altyd vol moed. Die Here gaan saam met jou. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Jy is nooit alleen nie. Die Here is by jou. Matteus 6:26. Kyk 'n slag na die voëls. Hulle het nie groot skure waarin hulle elke dag hulle kos bære nie. Tog is hulle nooit honger nie. God sorg dat hulle elke dag genoeg het om te eet. Weet julle is baie meer werd vir God as al die voëls in die hemel. Jesaja 41 vers 13. Ek is mos die Here jou God. Ek sal jou sterk maak. Ek sê vir jou, hou op om bang te wees. Ek self sal jou help. En hoor saam met my hierdie laaste woord van God af uit Psalm 55 vers 23. Los jou bekommernisse in die Here se hand. Hy sal vir jou sorg. Hy sal niemand wat hom dien ooit in die steek laat nie. In Jesus se naam. Amen. Mag jy weet, omdat Jesus vir ons sonde aan die kruis gesterf het en omdat hy opgestaan het uit die dood uit, kan jy nou direk met hom praat oor enigiets, enige tyd van die dag. Mag jy weet, hy hoor jou gebed en hy sal altyd vanuit sy liefde en sy genade en sy wysheid reageer. Mag jy 'n veilige ruimte in God vind, wanneer jy net 'n bietjie te rol word. En mag jy in hom jou rus gaan vind, want hy beloof dit vir jou. Gemeente, ons wil vir jou 'n ruimte gee waar jy regtig kan bid tot die Here. Ek wat in 'n huis bly met 3 baie besige kinders. Julle sien nou hoe gemaklik was hierdie erediens vandag, want hulle is in 'n ander kerk vandag. Daardie gas is by my elke dag. En so mens kan nie altyd stil raak en bid nie. Maar as jy uitbeweeg vandag, kyk net hier in die klopkamer in. Daar is 'n gebedskamertjie wat reggemaak is vir jou. Dat as dinge by jou huis net 'n bietjie te mal en te dol raak, en jy net so behoefte om hierdie rus en hierdie vrede by God te kry. Kom sit in die kamer, maak toe die deur en bid in stilte tot jou Vader. Hierdie gebedskamer is hier vir jou. Miskien is jy vroeg vir 'n vergadering, gaan bid. Miskien is jy na die Bybelstudie nog nie gereed om huis toe te gaan bid. Daardie kamertjie is 'n geskenk, dis jou kamer om regtig die Here te ontmoet. Miskien het jy 'n behoefte om wanneer jy vir ons gemeente te bid uit die gebedsverbintenis uit, daar te gaan sit en te gaan bid. Gaan doen dit. Maar die plekjie is daar vir jou. Ons het nie net hierdie gebedskamer nie, maar as jy deur die saal loop, die heel laaste kamer aan die agterkant is ook 'n gebedskamer. Dit is 'n gebedskamer as jy nie alleen wil bid nie, maar as jy miskien saam met iemand wil bid, of as jy iemand hier raakloop en jy kom agter maar hierdie persoon het gebed nodig, neem vrymoedigheid, gaan na daardie gebedskamer toe, trek toe die deur en bid. Daardie kamer, net soos hierdie een, is hier vir jou. Nie hoef om dit te bespreek nie, dit is daar, sodat wanneer die Heilige Gees so
dat jy 'n plek van afsondering nodig het, dat jy so toe kan gaan. En Jesus het altyd opgegaan met die berg, een kant toe gegaan. Ons het een vandag se tyd noodwendig daardie uniekheid om te ontvlug op teen 'n berg of om een kant toe te gaan nie. Hier is jou berg, hierheen kan jy kom ontvlug. En daarom wil ek jou regtig uitnooi. Kom spandeer tyd in gebed. Kom ontmoet die Here hier en kom vind in hom jou rus. Ek dink ons kan nog saam mekaar afsluit en dan kan ons geleentheid gee vir die om opgeneem te word. Kom ons sluit af. Almagtige God en ons hemelse Vader, ons is dankbaar vir gebed. Dankie dat ons enige tyd, enige plek, enige iets vir U mag vra en ons kan weet, soos wat Jesus vir ons gesê het. U is ons Vader, U het ons lief en U wil hoor wat ons vir U wil sê. Dankie Here dat ons na U toe kan gaan, net soos wat ons is, met ons sonde, met ons tekortkominge, met ons seer, met ons swaarkry, met ons vreugde. Dankie Here dat ons altyd welkom is in die arms en in die teenwoordigheid. Ons bid dit in die naam van die een wie oor het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die kollekte om opgeneem te word en ons sit dan saam wees genade gee. Amen.
met ons Vader en dan kan hulle bly staan om die seën van die Here te ontvang en ook vir ons tema lied en dan ons wegsendlied is vir die volgende 4 weke. Ons sing dan saam met mekaar die gebed. Kom ons staan en dan sing ons saam.
interview.